Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Gister het ons die voorreg gehad om 'n bietjie vir Marlijn te kan gaan haal in die stad om 'n paar dae te kom kuier. Ek en Monique het gou na kerk gery en toe ons terugry het, is hulle albei lekker moeg en Marlijn hier voor raak in die slaap en Monique agter op die agterste sitplek raak in die slaap. En toe iewers kyk ek in my oog vang hoe Monique se hand van agteraf in 'n lê-posisie, hoe haar hand aan Marlijn se arm raak. En ek besef so, ag julle, my dogtertjie het haar sussie gemis. En dit was my so 'n aha moment, want ek besef net hoe belangrik is aanraking. En dit is so belangrik vir ons kinders, dat ons hulle sal druk en sal vashou en hulle sal aanraak. Maar toe dink ek ook sommer aan 'n storie in die Bybel, en jy sal dalk hierdie storie onthou en al dalk baie boodskappe rondom hom gehoor het. Maar ek dink aan die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat in hierdie crowd was, 'n vrou wat 'n niks werd was volgens die mense rondom haar nie, want sien, sy was eintlik gevaarlik vir mense. Sy was as onrein verklaar. Sy mag nie in die kerk ingegaan het, in die tempel ingegaan het nie. Sy mag nie met mense gemeng het nie. Mense mag nie met haar gemeng het nie. Sy is onrein gewees. En as iemand aan haar geraak het, het hulle onrein geraak. En hier sy in die crowd en sy hoor Jesus wat aangestap kom. En sy vat 'n moment en sy dink sy gaan 'n kans vat. En sy raak hom aan. Sy raak sy klere aan. En in daai moment stop alles en Jesus besef, maar iemand het hom aangeraak en hy voel hoe die krag uit hom uitgaan en hy draai om en ek dink onmiddellik raak die vrou so benoud. Die Bybel sê in Markus dat sy was benoud geweest want sy het geweet nou is die moeilikheid. Maar wat was Jesus se reaksie op dit geweest? Jesus het gesê, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees gesond van jou kwaal. Met daai aanraking het daai vrou na 12 jaar gesond geword. En Jesus het nie toegelaat dat die social en die wetlike aspekte issue het nie, want vir hom was dit gewees dat hy wil daai vrou vrymaak. Aanraking het alles vir haar verander. In die selfde storie lees ons van Jairus se dogtertjie wat Jesus gaan aanraak het. Sy's 12 jaar oud, sy's dood, Jesus gaan raak haar aan in sy lewe. Aanraking het so amazing effek op 'n mens en wat my hartseer is, en ek wil dit sommer vandag met jou deel, en ek wil vir jou vra, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Want sien, die hartseer ding is, baie mense sê hulle lewe naby die Here, of hulle sê hulle het 'n verhouding met die Here, of dit is 'n tradisionele verhouding, om te sê, ja, maar ek het groot geword in die kerk. Maar as jy nog nooit God se aanraking ervaar het nie, is jou geloof dood. As jy nog nooit uitgereik het om aan God te raak nie, dan is jou geloof dood. Ek wil jou vandag sommer net bemoedig, vat tyd om aan God te raak. Kerkmense is soms so naby aan die Here, maar sonder geloofsaanraking.